As dit nie vir hom was nie, was ek nie vandag hier nie. As die gelovige mense kan in sy Bybel is 'n voete staan. Van daai prys is nie vir die huis van die Here nie. As die gelovige mense. Nee. Kom ons sien nou hierso. As die gelovige mense wat die Here prys. Nee. Kom ons kyk hierdie kant. As die gelovige mense die Here prys gee. Nee, ek sien nog. Dit is my prys nie. Jy moet vir God prys. As die mense wat die Here prys gee. Van deur prys en geloof spreek daar vrymakings. Wanneer jy in omstandighede is, dan kom die Here. As jy nodig het, dan moet jy hom 'n prys gee. Nie net deur swaar kry nie, maar net deur goeie tyd nie, maar deur wanneer jy die oorwinning sien, moet jy hom 'n prys gee. As jy iemand kan 'n prys gee. Nee, mense, nee. Ek het nie van nie teruggekom om te sê, gee die Here 'n prys nie. In die Psalm van Dawid, Sanda, hy berei 'n tafel voor my teestanders. Dat kan nie vir jou as my teestanders voor my sit nie. En hy sê die Here het my deurgedra. Is daar nog iemand wat kan so sê vanaand saam met my? As jy teestander in die linkerkant sit, hy moet kyk en sien, die Here het jou deurgedra. As daar nog iemand wat kan sê, die Here het my tot hier toe deurgedra. Sy kyk wat by die huis aangaan, daar is soveel probleme. Ag man, kyk hier, wanneer jy die Here in jou huis het, sal hy jou huis regeer. Jy laat die probleme vassit in jou huis. Van hoekom? Jy is 'n man op jou knieë. Begin gaan in die Bybel in. Van daar is oorwinnaar. Daar is deurbreke. Daar is uitkoms. Maar wanneer die storm te hoog is, dan haal jy jou oë af van die Here af. Suster, broers, moenie jou oog afhaal van die Here af nie. Fokus op die Here, want hy sal die storm stil maak. Oh, halleluja. Hoofman, dankie. Geliefdes, ons groet julle weer, pastoor, ouderlinge, broeders, susters, voorsangers, Mr. Keyboard, apostel. Julle almal is gegroet in die naam Jesus Christus. Maar net 2 mics in die hand vanaand. En nie wat om te doen. My naam is Stefan Visser. En ek het in die jaar 2016, toe kom ek by School of Fire aan. Kyk, toe was ons nog rof en onbeskof daar so hoor. Ek sê vir julle, dit is asof ek in die Ou Testament in teruggeloop het toe ek daar kom. Toe sê ek, as 'n man nie hier reg lewe nie, dan word jy sommer gestenig, verstaan jy? 'n Man het op 'n tyd, was ek deel van kardiefstal gewees, toe maak die Here my vry. Man was op 'n tyd 'n dwelmsmokkelaar gewees, toe kom haal die Here my uit. 'n Man was op 'n tyd 'n kind van die duiwel gewees, maar hoe Paulus skryf in 1 Korintiërs 5 vers 17, dat die oud is verby, kyk, alles het nuut geword. As jy die koortjie, suster, baie diep haal hy my uit. Ek sê, baie diep haal hy hy plaas my voete op 'n ewig rots. Hoor mooi, van baie diep haal hy my uit. As dit nie vir hom was nie, was ek nie vandag hier nie. As dit nie vir mense was wat die goeie nuus gebring het nie, was ek nie vandag hier nie. Hoor my mooi,
Paulus sê in die boek van Filippense, dat ek gee myself nie voor as 'n goeie Christen nie. Ek erken my foute, maar ek vergeet dit wat agter my is en ek strek uit na dit wat voor is. Want ek moet die wenstreep behaal. Kan ons 'n prys kry? Hallo almal, ek wil vanaand vir julle sê, soms is ons op 'n punt wanneer ons voel, ons kan nie meer nie. Soms kom ons hier, ons voel ons is nie goed genoeg nie. Ek wil vir jou vanaand sê, julle is goed genoeg. Thank you. Julle is goed genoeg. Hoe die maak ons. Okay. Julle is goed genoeg. Ek kan eerlikwaar sê, my storie werk so. Ek is aangeneem. My ouers het my vandat ek 3 weke oud is. My biologiese ma, sy wou vir my geaborteer het, maar ongelukkig, ook gelukkig, kon sy dit nie doen nie. Want die kliniek het gesê ek is te ver gevorderd, hulle kan nie aborsie doen nie. Dit was nog onwettig daai tyd gewees. So toe ek eendag oud was, toe strek sy al die klere aan wat sy besit het en sit my onder 'n bos. Ek weet nie hoe lank ek daar gelê het nie. Dit is Augustus, so dit is koud, winter. Maar ek het gehuil omtrent die middagse kant. Toe kom iemand, die skoolkinders verby en hulle hoor my huil. Toe, obviously, vat hulle nou my. En daar's 'n tannie in die dorp gewees. Sy is nou al oorlede, Tannie Marie. Sy het 'n safe haven vir abandoned babies gehad. Ek was daar gewees 3 weke. En in daai 3 weke het die Here met my ma en my ouers gewerk om my aan te neem. Ek staan vandag voor julle, want ek is 'n wonderwerk, nie net omdat waar ek gekom het nie, maar omdat die Here 'n plan het vir my lewe. Die Here het 'n plan vir my lewe, hy het 'n plan vir jou lewe. Al voel jy dit is nie so nie. Al voel jy ek is nie genoeg nie. Ek het nie 'n goed genoeg werk nie. Kyk waar kom ek vandaan? Ek kom uit die gutters uit. Die Here gebruik juist die mense wat vassit in hulle verlede. Hy tel jou op en hy plaas jou op hoogtes, sodat almal kan sien, dit is waar ek was en dit is waar die Here my kan plaas. Sodat jy is 'n getuienis. Die Here kan jou kragtig gebruik en jy moet hom net 'n kans gee. Maak jou hart oop vir hom. Bekeer, bely jou sondes, laat staan hulle en sê Jesus, vat my hand. Goeienaand almal, hallo. So my boodskap wat ek wil deel is, die Here sal altyd daar wees vir jou. Maak nie saak hoe moeilik dit is in jou lewe nie, want waar ek vandaan kom af, ek is uit die ouderdom van 12 af die eerste keer uit my huis uitgestuur, School of Fire toe. Ek het gedink lewe gaan great gaan daarna as ek net terug gaan huis toe en weer probeer. En so het ek weer probeer en weer probeer en weer probeer. En ek het weer laas jaar uit die huis uit half en half uitgeskop, tot ek by my pa was en ek het gehoop, daar kan ek uiteindelik 'n verhouding met my pa bou, wat toe in die ander hand toe nie gebeur het nie. Ek is so terug School of Fire toe en laat ek jou sê, die Here sal altyd jou stuur waar jy wil hê. School of Fire is waar hy my wil hê. Daar word ek opgelei om 'n sendeling te word. Daar word ek opgelei wat ek wil word eendag. Ek wil uitgaan en almal gaan vertel van die Here. Ek wil siele benader vir die Here. Die Here sal altyd seker maak dat jy daar is waar hy jou sal wil hê. Al is dit hoe moeilik, al gaan moet jy deur hoeveel goed, hy sal seker maak dat dit sal oplei waar jy moet wees. So ek wil vir julle sê, maak nie saak hoe moeilik dit is nie, maak nie saak wat jou familie sê nie, die Here het 'n plan vir jou. Al sê dit hoe moeilik of voel jy hoe afgewerk, maak nie saak nie, want wat mense vir jou sê, dit het geen enigiets op jou nie. Wat die Here van jou dink en sê, dit is wat saak maak. Dit is wat op jou ou einde van die dag jou in die hemel gaan kry. Nie wat jou ma sê nie, nie wat jou pa sê nie. Dit wat die Here van jou dink en sê, dis wat gaan bepaal waar jy gaan wees in die lewe. Ja. Genaamd julle, my naam is MJ. Ek kom van Britstown hier naby. Maar die dag toe my ma uitvind sy is swanger met my, was dit moeilik vir haar en sy het nie regtig geweet of sy nog 'n kind in die lewe wil bring nie. En ek was 8,5 maande. Toe moes my ma in 'n emergency keisering gaan en ek is uitgekom. Maar toe ek gebore is, toe kon ek nie asemhaal nie. Hulle moes my in 'n masjien gesit het. Want 2 weke voordat ek gebore was oor my gesê dat ek 'n pastoor gaan word eendag. En Satan wou my lewe steel want hy weet ek gaan kragtig daar buite kan praat. En ek is in hierdie masjien gewees en
Ek het stadig verseker verbeter, maar die dokter verklaar my as Down syndroom. En my ouma het toe begin bid. Ek is 'n week terug hospitaal toe, want ek het bly opgooi en ek kon nie my kos inhou nie. En die dokter sê vir my, hy sê toe vir my ma, maar die kind het nou mekeer niks nie. Hy's nie, sy papiere sê hy's Down syndroom, maar hy's normaal. En God het iemand wat 'n niks werd moes wees nie, gevat en hy het my geroep en gekies om wonderwerke vir hom te kan gaan doen. Dankie. Holy, holy, you are holy. You are holy, holy, you are holy. Lamb of God, Lamb of God, seated at the right hand of the Father. You are holy, holy, you are holy. Lamb of God, Lamb of God, seated at the right hand of the Father. You are holy, holy, you are holy. You are holy, you are holy, holy, you are holy. You are holy, Lord. You are holy, you are holy. Lamb of God, Lamb of God, seated at the right hand of the Father. You are holy, holy, you are holy. Let's go, Lamb of God, Lamb of God. You are seated at the right hand of the Father. School of Fire Bybelstudies. As jy vandag 'n sendeling wil word of jy wil 'n pastoor word, maar jy moet by jou huis wees, kan jy oor die pos studeer. Gaan op YouTube, tik in School of Fire Bybelstudies en jy gaan na ons playlist toe en daar sal instruksies wees wat jy nodig het om te volg om 'n pastoor of 'n sendeling te kan wees. Vir meer inligting, kontak vir Ansori Baardenhorst of stuur vir ons 'n e-pos vandag. Jesus like jou. Amen. Is lekker as die voorsang so gaan, né? Die manne vat vir jou deur. By die allerheiligste in. Maar het mos geskeer. So elkeen kan ingaan. Elke dag gaan by die huis. As jy stil raak by die Here. Baie van ons kom perform net by die kerk. Baie van ons sal in tale bid en hard praat. Niks fout met die manne wat hard, ons moet wakker wees. Dis waarvan ek praat hier. Maar ons sal hier kom perform, ons sal dans voor die Here. Maar die Here wag elke dag af by die huis. Wanneer kom sit jy by jou Bybel? Wanneer kuier jy? Ek wil vanaand net so 'n bietjie gesels, pastoor. Dankie vir hierdie geleentheid. Dankie Bishop, dankie almal. Ek wil tog net weer sê, ek is 'n evangelis. Soos ons nou in die industrie is, dan is die pastore die karverkoopmanne. Hulle kyk
Jy kom kyk die mooi Mercedes en die pastoor verkoop aan jou. Die evangeliste is wanneer jy gestamp het die Mercedes. Hulle is die paneelkloppers. Dan moet hulle vir jou die duike kom uithaal. Amen. Nou vanaand as jy dink jy duike, dan gaan God kom uithaal. Maar as jy te perfek is, dan moet jy dit maar net daar los. As jy te perfek is, los dit. Amen. Prys die Here. Ek wil vanaand vir jou sê, don't worry, gee daai kind bottel aan asseblief, man. Ek weet nie. Laat hy, ja, skoos. Amen. Maar laat ek eers dankie sê, terwyl hulle vir Koos rustig maak. Dankie, jy doen dit pragtig. Jy weet, jy kry mense wat net kan kom speel by die kerk. Dit moet beginne by die binnekamer. Die dromme moet beginne by die binnekamer. As alles by die binnekamer beginne, dan sal daar goed gebeur. Ek kan met baie eerlikheid sê, 2-3 weke terug, het dit in my binnekamer hierdie trip begin, want ek weet al 'n man kry min gebid op so 'n trip. Jy kry gebid, maar nie jou afsonderingsgebed nie. So ek wil vanaand vir jou sê, ons gaan 'n bietjie praat oor melaatsheid by die huis en in die kerk. Nou ons gaan nie vanaand die pastoor kom kap, soos almal dit wil doen nie. Ons gaan 'n bietjie die gemeentelede kap. Nee, pastoor. Jy weet hulle monde is mos vol Sondagmiddag. Het julle gesien die nommertjie wat die pastoor se vrou aan het? Julle hy goue ringe gesien. Dis seker waarheen toe my geld gaan. Ja, hulle praat daai ding. Kyk die pastoor se vrou se naels. Sy kan nie eers was die skottelgoed by die kerkie. Susters moet dit doen. Ja, dis lekker om te hoor, ek weet nie, praat ek nou uit privaatheid, hè? Maar ek kon hoor, hierdie pastoor, by ook hier by julle nie. Hy dien net hier. Dis 'n plesier. Dis 'n plesier om so 'n pastoor te hê. Ja, mens moet waardeer. Maar weet jy wat is lekker? Die pastoor, jy kan nie die bankkaartjie voor sy neus draai nie. Hy praat wat hy wil praat. Nou, so praat ek ook nou maar, want ek is 'n baie ryk man. Ek boer met krokodille. Dis Christelike diere. Hulle stry nie oor die doopie. Hulle vat jou water toe. Nou hoor nou. Jy moet nou hoor. Hoekom ek sê ek is ryk? 2 krokodilvelletjies maak 'n handsak van 90.000, 120.000 rand. So by the way, ek het gesien julle huis, hy kan een koop. Maar ek sal met hom praat. As hy vanaand die bestelling insit, is dit nie 90.000 nie. Dit is vir hom 89.000. Maar vanaand moet hy dan betaal. Maar okay. En hierdie jaar het ons weer 1350 krokodilletjies, so dit gee ons amper 700 handsakke. Maal 700 met 100.000 rand. Mense, dis hoekom ek sê, ek is 'n dik ding. Ek is 'n dik ding. Maar nou die probleem is, ek het nog net 1 handsak verkoop. So ek moet ook maar weet julle, ek wil vanaand sê, God voorsien. Ek like om self dom te klink as mens, wanneer ek my hand in sy hand sit, want dan kom die goddelikheid uit van hom, en dan gebeur die dinge. Ons was skaars weg. Nou met 14 wat ons weg is, ons het 1 op Griekstad afgelei. Ons lei af ook. As ons hoor, maar jy het gister 'n sigaret in jou sak gehad, klim af. Ons het baie genade.
ouens daar by ons, hy kan rookboom toe gaan, hy kan wat doen, ons het genade, ons huil saam. Maar wanneer jy gekies is om saam uit te reik, my magies, Jack, kom struikel, kom ons nou. Ek het mos al mense op Potchefstroom ook afgelei. Mag ek jou 'n bietjie ontbloot? Waai net so. Hy kom kuier vanaand, pastoor. Maar so 'n paar maande terug besoek ons Pretoria en ons is 20,000 mense daar voor die parlement om die kerk se deure oop te hou. En Jacques en nog so 'n joetjie ry saam met my en hulle. En op Port stop ons om 'n hamburgertjie te eet. En hulle gaan koop 'n wyp. Jy weet die Heilige Gees bly nie stil nie. Die Heilige Gees slaan nie aan nie. Maar hy bly nie stil nie. Want hy wil hê jy moet change. Ou Jacques is so 'n goeie mens, hy herken. Hy het die wyp. En hulle is 3. En hulle klim 'n porch af. Hoeveel dae? 3. 2 dae. Sonder met hierdie duur dieselprys. 0 betaal hulle. Kom hulle aan. Maar prys die Here. Kom ons vergeet nou Jacques, ek is bly jy is vanaand hier. Amen. Mense, ek wil vanaand net gesels. Ek gaan nie preekie. Ek was 'n moordenaar. Ek kan nou nie eers. Ek het 5 klein kinders. Ek wil hierdie vakansie 'n bietjie bosduwe skiet. Laat hulle kan braai. 'n Kind moet mos leer. Ek kan nie dit reg kry nie. Want as hy jou verander het, kry jy nie meer doodgemaak nie. As ek saam gaan jag, dan maak ek die pot. Daar's niks fout met jag nie, maar ek maak die pot. Behalwe nou Bishop Sahasi wil ek doodmaak. Ek wil hom eet. Maar oké, kom ons bly nou stil daar. Moenie lekker slaap nie, ons beweeg in die aand. Ons weet waar is die hok van Jaas. Maar oké, prys die Here. Nou hoor gou hierso. Die Bishop is nou baie omgekrap. Luister hierso. Ek wil net gesels. Ek wil my studente dankie sê, hulle het nie almal getuig nie, môre ander, maar julle is kookwater. Julle is vol van die Here. Julle gooi. Jy weet daai Khoisan wat so te kere gegaan het. Hy het in my tuin gewerk. Dan loop ek verby hom, dan sê ek, jy hoort hier, daar's niks fout met tuinwerk nie. God het mense verskillende jobs gegee, maar jy hoort hier nie. Dan wil hy nie luister nie, sy ma ookie, sy pa ookie. En toe stuur ek hom weg, toe hulle luister. Toe gaan leer hy vir pastoor, en toe kom leer hy by ons ook weer. Hy's 'n hy's gedouble up. Double up pastoor. So ek wil vir jou sê, God spesialiseer daarin. Ek is nie een mens doodgemaak nie. Ek kan nie op my vingers en my tone tel nie. Ek het vir die staat jobs gedoen. Ek het gedink dis reg. Totdat Johannes 8 vers 32 ingeskop het. You will know the truth, and the truth will set you free. Jy sal die waarheid ken. Wanneer jy nog redeneer jou 1 glasie wyn is reg, gaan jy nie die waarheid ken nie, en gaan jy nie vrykom nie. Ek redeneer eers met jou nie. Gaan kyk maar op Facebook hoe vloek hulle my. Maar ek wil vir jou een ding sê, as jy die waarheid agterkom, en die waarheid maak jou vry, kom jy agter, maar ek het tog heeltyd in 'n leuen gelewe, daai jare.